Goeiemôre. Ons gaan voort met Bybelse juwele en vandag gaan ons kyk of die Nuwe Testament betroubaar is. In 'n vorige uitgawe het ons gekyk na die Ou Testament. Ons lees in Matteus 5 vers 18 die volgende woorde: Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. En dan lees ons in Openbaring 22 vers 18: Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Daar wag met ander woorde 'n verskriklike oordeel op mense wat probeer om die Bybel te verander. En daarom is daar so 'n stryd by sekere mense om die regte boeke in die Bybel te hê, om seker te maak dat die Bybel reg vertaal is. Ons moet net onthou, die Bybel wat God vir ons gegee het, is gegee in Hebreëus en Grieks. En ons het nie meer een van daai oorspronklike weergawes nie. Daar's 'n stukkie in Aramees ook, maar ons het nie een van die oorspronklike weergawes nie. So ons probeer werk met dit wat daar is. En daarom moet die klem val op die boodskap van God. Kry ons die boodskap van God in die Bybel en is die boodskap wat ons kry betroubaar? Ons mag nie op ons eie goed invoeg of goed uithaal nie. So kom ons kyk 'n bietjie na die Nuwe Testament. Eerstens moet ons kyk na die kriteria wat daar was vir boeke om ingesluit te word in die Nuwe Testament. Dit is baie streng vereistes wat geplaas is en die belangrikste was die persoon wat die boek geskryf het, moes 'n disipel gewees het of moes 'n ooggetuie gewees het van gebeure wat plaasgevind het. Andersins is so 'n boek nie as geskik beskou vir die Nuwe Testament nie. Die tweede kriterium was, dit moes direk van ooggetuies ontvang word, die inligting wat hulle gehad het. So dit kan nie wees 'n ooggetuie het dit gesien, vir iemand vertel en dan hoor jy by die persoon wat die storie gehoor het nie. Dit moes direk gewees het. So daar is 'n redelik gepoog om by die bron uit te kom, by die oorsprong van alles. En dan is die belangrikste dat alles wat in die Nuwe Testament verskyn, moes ooreengestem het met die evangelie boodskap wat deur Jesus verkondig is. So hierdie 3 kriteria is gebruik om te besluit wat opgeneem moet word in die Nuwe Testament, soos ons dit ken. As ons dan kyk na die Nuwe Testament, dan begin die Nuwe Testament met 4 verskillende evangelies. Hierdie evangelies is nie aangeteken in die volgorde waarin hulle geskryf is nie. Ons ken Matteus, Markus, Lukas, Johannes, maar die heel moontlik en die meeste bronne sê dat Markus was blykbaar die eerste evangelie wat geskryf is. Daarna het Matteus gevolg, toe Lukas en heel wat later eers Johannes. As ons kyk na outeurs, Markus was die persoon wat boek gehou het vir Petrus en hy het baie goed namens Petrus geskryf. So daar word aanvaar dat dit eintlik Markus se weergawe was, of althans Petrus se weergawe wat deur Markus neergepen is, wat ons ken as die boek van Markus. Nou hierdie boek is tussen 53 en 55 na Christus geskryf. Kom ons aanvaar dat Jesus min of meer in 30 na Christus gekruisig is. So dit is 20-25 jaar na sy dood is hierdie boek geskryf. Hierdie boek se beeld van Jesus was die lydende diensknegt. Dit wys hoe hy gelei het ter wille van ons.
En die boek handel oor veral die wonderwerke. Dis om te wys dat hy God is. Daarom die wonderwerke. En dit bring ons dan ook dat elke boek is vir 'n spesifieke groep lesers geskryf. Hierdie boek is vir die Romeine geskryf. En die Romeine wou nie met 'n omhaal van woorde hoor nie, daarom is Markus so kort boek. Hulle wou direk geweet het wat aangaan en daarom ook die klem op die wonderwerke, dat hulle moet sien, dit is iets buitengewoons wat hier gebeur het. En Markus het probeer om te bewys dat Jesus die Seun van God is. Hierdie boek bevat net 7% of net 7% van hierdie boek is heeltemal unieke inligting wat nie in die ander evangelies voorkom nie. Matteus was 'n belastinggaarder, met ander woorde 'n persoon wat nie baie geliefd was by die mense in daardie tyd nie, soos maar vandag nog, en hy was een van die disippels gewees, so hier het ons 'n direkte persoon wat met Jesus geleef het, wat hier geskryf het. Markus het heel moontlik Petrus se woorde oorgedra. Die boek is net na Markus geskryf, iewers tussen 55 en 65 na Christus. Dit wys Jesus as die koning van die Jode. En hierdie boek poog daarin om ons te onderrig in hoe ons moet leef en wat die boodskap is. Hierdie boek is dan ook gerig aan die Jode. En daarom is hierdie boek redelik breedvoerig geskryf om te wys hoe dinge inpas by die Joodse kultuur. Die doel van die boek was om te bewys dat Jesus die Messias is. Hierdie boek bevat 42% unieke dinge wat nie in een van die ander evangelies voorkom nie. Kom ons by Lukas, dan vind ons dat hy 'n medikus was en dat hy sendingreise saam met Paulus onderneem het. Ons weet dat Paulus het 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad, so Lukas het van eerstehandse getuies, en is nie net van Paulus nie. Ons sal sien, ons gaan net nou 'n bietjie oor Lukas, oor die boek Lukas en oor die boek Handelinge praat. Hy het met ooggetuies gepraat om sy inligting in die hande te kry. 62 tot 67 na Christus geskryf. Dit wys Jesus as die genadige redder, en die boek spesialiseer amper in gelykenisse. Hier is 18 gelykenisse wat net in Lukas voorkom, nie in een van die ander boeke nie. Die gehoor aan wie geskryf is, was die Grieke, en hy noem een by naam, Philus. Die naam beteken, Theo is God, Philus lief vir, met ander woorde lief vir God. So ons weet nie of dit 'n gelowige is of 'n groep gelowiges wat hy by die naam genoem het om aan hulle te skryf nie. Die boek Lukas bewys Jesus as die verlosser. En 59% van hierdie boek is uniek en kom nie in enige ander boek voor nie. Laastens kry ons Johannes, wat een van die disippels was, die geliefde disipel wat teen die bors van Jesus gelê het as hulle aan tafel was. Jy kan sien, die boek is heel wat later geskryf, 85 tot 95 na Christus, so dit is geskryf kort voordat Johannes die boek Openbaring geskryf het. Dit wys vir ons Jesus as God. Daarom kry ons al die beelde van waar Jesus uitsprake lewer, soos ek is die goeie herder, ek is die lig van die wêreld, ek is die Alfa en die Omega, ek is die weg, die waarheid en ek is die weg, die waarheid en die lig, en niemand kan na die Vader gaan behalwe deur my. Alles kry ons in Johannes. Dit wys die goddelikheid van Jesus en dit is gerig aan die hele mensdom, of kom ons stel dit is aan die mensdom gerig, maar is veral vir die Christen geskryf. Die doel is om dat ons geloof moet hê in Jesus en geloof dat ons die ewige lewe kan hê. 92% van hierdie boek is uniek en word nie op ander plekke beskryf nie. So jy kan sien, hier is heel wat inligting in die boek Johannes. Dit bring ons by die verband tussen die Ou en die Nuwe Testament. En
Ek gaan baie vlugtig net daarna verwys. Ons sien Matteus 7 vers 12, daar word verwys na die wet en die profete, en ons het die vorige keer gesien dat dit 2 van die 3 gedeeltes is van die Joodse Bybel. Matteus 22 vers 40, die hele wet en die profete, weer daardie 2 gedeeltes van die Joodse Bybel. Die wet en die profete, Lukas 16 vers 16, weer eens word daar verwys na hierdie gedeeltes. So die Ou Testament is noodsaaklik vir die Nuwe Testament, daarom word daar so verwys daarna. Lukas 24 vers 44, die wet van Moses en die profete en die psalms. Die psalms kom in die 3de boek of gedeelte van die Joodse Bybel voor van die Tenach, en dit is die geskrifte. So hier word na die hele Joodse Testament verwys, of die hele Tenach, die hele Ou Testament wat die Jode aanvaar. So u kan sien, daar is 'n verband, en die een is nie losstaande van die ander nie. Hulle is saam en ons moet hulle saam bestudeer. Hier is 'n opsomming wat gegee word van dinge wat in die Ou Testament beskryf is, wat herhaal word in die Nuwe Testament, is veral profesieë wat dan 'n vervulling vind in die Nuwe Testament. En hierdie is net wat in Matteus herhaal word. Ek het net nou vir u gesê, Matteus is geskryf om die Jode te oortuig, en daarom kry ons hierdie verskriklike hoeveelheid verwysings na die Ou Testament in Matteus, om hulle te wys, maar dit is uit julle geskrifte, is daar gesê dit en dit gaan gebeur, en dit het gebeur. Met ander woorde, Jesus is die Messias waarna ons soek. Kom ons gaan verder en ons kyk na die stamboom van Jesus. As ons baie keer sê mense die Bybel is verkeerd, want die stamboom wat ons in Matteus 1 kry, verskil van die stamboom wat ons in Lukas 3 kry. As ons egter 'n vergelyking maak, dan sien ons dat Lukas gee vir ons die stamboom van Maria, terwyl Matteus die stamboom van Josef gee. En waarom is dit? Ons lees in Jeremia 22 vers 28 tot 30, is hierdie man Gonja 'n veragte, verbryselde voorwerp, of 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie. Waarom is hy en sy geslag weggeslinger en weggewerp in 'n land wat hulle nie ken nie? O land, 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 hoor die woord van die Here. So sê die Here, skryf hierdie man op as kinderloos, 'n man wat nie voorspoedig sal wees in sy dae nie, want dit sal niemand van sy geslag geluk om te sit op die troon van Dawid en nog oor Juda te heers nie. Dit is wat in Jeremia gesê word. As ons die stamboom van Jesus lees in Matteus 1 vers 11, dan sien ons en Josja, die vader van Jegonja en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. Dit gaan oor die konings. So Jegonja was die koning gewees wat geheers het in die tyd van die Babyloniese ballingskap. Maar die vloek wat oor hom uitgespreek is, en die oomblik as daar sleg gepraat word van iemand, laat hulle gewoonlik die eerste gedeelte van sy naam weg. So die J is weggelaat, is net die Gonja wat genoem word in Jeremia. En hier staan, hierdie man is kinderloos. Hy het kinders gehad, maar nie een van hulle het op die troon van Dawid gesit nie. En hierdie stamboom lei na Josef. Terwyl die stamboom wat in Lukas gegee word, lei na Maria toe. En Maria kom uit 'n ander lyn van Dawid, waaroor hierdie vloek nie uitgespreek is nie. So Jesus is uit die nageslag van Dawid, maar nie deur die aanvanklike lyn waar Jegonja in was nie. Kom ons kyk na Lukas 1 vers 1 tot 4, net om te sien ook hoe die Nuwe Testament saamgestel is.
Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Ek het net nou gesê ek gaan na Lukas verwys. Lukas is die een wat nie direk met Jesus by Jesus betrokke was nie, maar hierso sê hy dat hy van ooggetuies en dienaars van die woord, dat hulle die woorde vir hom gegee het om neer te skryf. Het ek dit ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u neer te skryf. So, wat ons kry in die boeke van Lukas en Handelinge, is dat daar 'n kronologiese volgorde is. En as jy wil weet hoe dinge gebeur het, kyk na hierdie boeke om die volgorde daarvan vas te stel. Maar hier sien ons dat selfs Lukas het direkte kontak gehad met ooggetuies van hierdie gebeure. En dan voeg hy die laaste sinnetjie by, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. In Handelinge en die verband met Handelinge en die skrif Handelinge is ook deur Lukas geskryf. Die eerste verhaal, met ander woorde die boek Lukas, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Dit lees ons in Handelinge 1 vers 1. En kom ons kyk dan net ook hoe word die Ou Testament herhaal in die Nuwe Testament. Ons begin met die gedeelte wat ek in geel gemerk het. Jy mag 'n os wat graan dors nie muilband nie. Paulus haal dit aan in 1 Timoteus 5 vers 17. Dit kom uit Deuteronomium 25 vers 4. Jy mag 'n os nie muilband as hy graan dors nie. Met ander woorde, Paulus het geparafraseer dit wat in Deuteronomium opgeteken staan. En hy doen dit weer in 1 Korintiërs 9 vers 9. 'n Os wat graan dors mag jy nie muilband nie. Jy kan sien, dis nie die presiese bewoording van Deuteronomium nie, maar dit wys vir ons dat die hele betekenis wat gegee is aan Deuteronomium 25 vers 4, daai betekenis is oorgedra ook in die Nuwe Testament. En daarom sê ek, al het ons nie die oorspronklike nie, kan ons seker wees dat die oorspronklike reg oorgedra is as gevolg van hierdie voorbeelde wat ons sien. Ek het in groen gemerk, die arbeider is sy loon werd, en in Lukas 10 vers 7 sien ons dit ook, bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Dit is Jesus wat hierdie woorde gesê het, nadat hy sy disippels uitgestuur het om te gaan duiwels uitdryf in die naam van Jesus en die evangelie te verkondig. So, hierdie dinge kom als voor in dit wat in die Ou Testament geskryf is. Mense praat baie oor teenstrydighede in die Bybel. Kom ons kyk of ons sulke teenstrydighede in die Nuwe Testament sien. Galate 2 vers 15 en 16 skryf vir ons die volgende: Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig word nie. Dit is Paulus wat aan die woord is, wat sê al is hy 'n Jood, het hy nog steeds nodig om geregverdig te word deur die geloof in Jesus Christus. Maar as ons die boek Jakobus lees, Jakobus 2 vers 4 sê vir ons: Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. Is dit 'n teenstelling? Paulus sê jou geloof red jou, Jakobus sê jy moet die werke hê. Maar net 'n
Paar verse verder beskryf Jakobus wat hy bedoel. Maar iemand wat sê, jy het die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Dit kom op dieselfde ding neer. Dit beteken jy moet geloof hê, en as jy geloof het, gaan daar werke uit jou voortvloei, want die Heilige Gees verseël jou as jy gered word, en jy sal hierdie werke doen onder die leiding van die Heilige Gees, sal jy God eer en prys en vir hom dinge doen. Waar party van die verskille vandaan kom is op grond van die grondteks wat gebruik is om die Bybel van te vertaal. Ons kry basies 3 verskillende grondtekste. Die eerste een is die Textus Receptus. Dit is, as ons dit hierdie Latyn en Afrikaans oorskakel, die ontvangde teks, bedoelende die teks wat ons van God ontvang het. Maar hierdie teks kom nie van God af nie. Dit is woorde wat gebruik is deur Erasmus wat hierdie gedeelte opgestel het. En hy het 'n paar, daar's party mense wat beweer dat hy 40 verskillende Byzantynse tekste gebruik het, wat tussen 1200 en 1500, met ander woorde is na Christus geskryf is, en dan het hy dit aangevul met die Vulgaat. In die Textus Receptus wat hy gehad het, kom die laaste paar verse van Openbaring byvoorbeeld nie voor nie, en hy het hierdie verse uit die Vulgaat, uit die Latynse, die Rooms-Katolieke Bybel uit vertaal. Nou die Textus Receptus aanvaar baie konservatiewe Christene is die enigste bron wat jy mag gebruik. Maar jy kan sien hier is 'n menslike invloed. Dis deur 'n mens saamgestel, deur Erasmus. Hy was 'n baie goeie kenner van die Bybel gewees. Maar hy het net 'n paar tekste gebruik om sy boek saam te stel. En dis 'n boek wat nog deur baie gebruik word. Dan, die Textus Receptus is ons ou Afrikaanse vertaling, kom ook uit die Textus Receptus, net soos die King James. Dan kry ons die kritiese teks, of die Nestle Aland, is die twee wat die boek geskryf het oor die kritiese teks. Hulle maak gebruik van die oudste weergawe wat hulle kan kry, die oudste manuskrip wat hulle kry van die Bybel. En baie van hierdie ou manuskripte is later jare ontdek. Hulle is nuwer ontdek, maar hulle dateer uit 'n ouer tyd uit. En daar's verskeie maniere wat 'n mens kan vasstel hoe dit werk, uit watter tyd dit kom. En dit sluit materiaal uit Alexandria. In Alexandria het ek die vorige keer vir u vertel, is in Egipte, bo by die Nyl Delta. En onder hierdie tekste wat hulle gebruik het, is die Codex Vaticanus en die Codex Sinaiticus. En dit is teen hierdie kritiese teks wat baie mense 'n baie groot probleem het. Wat ons moet onthou, is dat van die ou vertaling, as ek nou praat oor die Afrikaanse vertaling, van die ou na die nuwe vertaling, is dit nie net die grondteks wat verander het nie. Daar is ook 'n poging aangewend om die taal te verander, om dit sogenaamd meer leesbaar te maak. Myns insiens het hulle dit 'n bietjie oorboord gegaan met die vernuwing van die taal en baie bekende terme vervang met woorde wat onnodig was om dit mee te vervang, maar terselfdertyd is dit ook 'n ander grondteks. En ons sal nou sien wat die invloed van daardie grondteks is. Die derde grondteks wat bestaan, is die meerderheidsteks. En hierdie is 'n teoreties saamgevoegde teks. Hier is besluit om gebruik te maak van die woorde wat in die meeste manuskripte voorkom. Kom ons sê byvoorbeeld dat 5 manuskripte sê Jesus Christus en 2 manuskripte sê Christus Jesus.
Dis dieselfde verwysing. Die woorde is net omgedraai. Dan sal hulle na die een wat die meeste verwysings het gebruik en sê, maar dit is wat daar moet staan. So hierdie het gebruik gemaak van feitelik alle geskrifte wat hulle kon kry, maar die meerderheid was Griekse manuskripte. Of hulle het Griekse manuskripte ingesluit by die Byzantynse. Maar hulle het baie meer, hulle het duisende manuskripte gebruik, waar die Textus Receptus op 'n paar manuskripte gegrond is. As ons op hierdie kaart kyk, dan sien ons die plekke waar die Bybel aanvanklik bewaar is. Die eerste plekke wat van belang is hierdie perskolletjies wat ek vir u wys. Dit is bo by Aleppo, dit is in Sirië. Ongelukkig het die moslems later baie van hierdie oorspronklike manuskripte vernietig. Daar was baie gestoor daar. Die tweede een is by Jerusalem self, by die tempel, en die derde een is by die Dooie See Qumran, waar die Dooie See rolle gevind is. Dan is daar twee ander plekke waar baie manuskripte gestoor is, waar die meeste manuskripte eintlik gestoor is. Hierdie, veral Jerusalem en Aleppo, het deurgeloop onder veroweringstogte en daar's baie skade aangerig aan van die manuskripte. Hierdie twee kolle in rooi, die boonste een is by was die Byzantynse een by Konstantinopel en die onderste een is by Alexandria. Hier is baie manuskripte goed bewaar, want hierdie plekke het nie so deurgeloop onder plundering as dit naby Israel nie. So, die Bybel is redelik wyd versprei. En as mense nou kom en sê, maar iemand het as prins 'n poging aangewend om die Bybel te verander, beteken dit die persoon moes by al hierdie plekke gelyktydig aangekom het en iets anders in elkeen van hulle geskryf het om 'n verandering in die Bybel te bring. Die Bybel is van die vroegste tyd af na hierdie 3 plekke of na hierdie 5 plekke versprei. En daarom deur te kyk na al 5 kry ons die beste oordeel oor wat reg is. En bewyse wat ons het dat dinge reg is as ons kyk na hierdie stukkie. Dis 'n baie klein stukkie papier, maar daar is op die voor en die agterkant geskryf. U sien aan die een linkerkant die kom ons sê maar die voorkant en aan die ander en die agterkant soos 'n spieelbeeld as jy dit omkeer. En van die woorde wat hierop geskryf is die gedeelte uit Johannes 18 vers 34. Jesus antwoord hom: "Sê u dit uit uself of het ander u dit van my gesê?" En hierdie staan bekend as die John Rylands fragment. En Johannes het hierdie geskryf en hierdie Rylands fragment dateer uit 125 na Christus. Dit was 'n gesprek tussen Jesus en Pontius Pilatus in Johannes 18. Hierdie fragment van 'n kodeks, net vinnig, manuskrip was net aan een kant geskryf en 'n kodeks is aan weerskante van die papier geskryf en toegevou soos wat ons vandag in 'n boek ken. Nou hierdie is in 125, jy kan sien hoe oud dit is en die woorde hier stem ooreen met wat ons in ons grondtekste kry. So dit wys vir jou dat die kerninhoud het behoue gebly. Jy kan nie veel meer lees nie, maar jy kan sien dat die woorde is nog dieselfde as wat dit was. Hier wys ek weer Textus Receptus versus kritiese teks en jy kan sien daar is nie soveel verskille as wat mense sê nie. Ek gaan net nou vir u die plek gee waar u kan vergelyking maak tussen Textus Receptus en die kritiese teks. En hier het Textus Receptus 4 heads, terwyl die kritiese teks nie die meervoudsvorm het nie, hy het net voorkop, nie voorkoppe nie.
Kom ons kyk nou Openbaring 22 vers 14. In ons ou Afrikaanse Bybel staan: salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. In die New King James is dit vertaal as: blessed are those who do his commandments, that they may have the right of the tree of life and may enter through the gates into the city. So dis dieselfde wat ons het. En dan kom ons by die New International Version wat hom vertaal het: blessed are those who wash their robes, that they may have right to the tree of life and may go through the gates into the city. En u sal nou vir my sê, maar dis twee heeltemal verskillende goed. Maar as ons mooi kyk na die betekenis, wat beteken dit om God se wette te gehoorsaam? As ons gaan kyk veral na die boek 1 Johannes ook, dan sien ons dat 'n ander manier om dit te beskryf is dat jou klere moet wit gewas word deur die bloed van Jesus Christus. Jy moet gereinig word van jou sonde. En waarom hierdie vertaling verskil, is dat daar in die een teks 'n enkele letter ontbreek, wat nie in die ander manuskripte gevind word nie. En afhangende of jy 'n spasie insit en dan die letter, of eers 'n letter en dan die spasie, wissel dit tussen jy moet die gebooie gehoorsaam of jy moet jou klere was. So u kan sien dat al lyk die bewoording heeltemal anders, is dit dieselfde betekenis wat oorgedra word. En dit beteken nie as jy die een lees, gaan jy hel toe en die ander een gaan jy hemel nie. Al twee betekenisse wys vir jou dat jou lewe met Jesus Christus moet reg wees om hemel toe te gaan, en dit is die belangrike boodskap. As u wil kyk na meer verskille in hierdie Bybels, kan u gaan na https://kjvparallelbible.org. As u dit invoer op die rekenaar, dan gaan u uitkom by daardie vorige skyfie wat ek vir u getoon het, en u sal kan sien wat se verskille daar is tussen die kritiese teks en Textus Receptus, en u sal sien dat dit werklik minimaal is. Dan sit ons nog met die probleem dat 'n taal verander. In Engels veral kry ons 'n verskil. En as ons kom by die merk van die dier, dan maak party mense 'n vreeslike ophef of die merk gaan wees in die hand en voorkop of op die hand en die voorkop. Hier lees ons in oud Engels wat uit dieselfde tyd kom toe die King James geskryf is: he kneeled down in the floor. Hoe kan jy in die vloer kniel? Die betekenis, en hierdie voorbeelde wat ek 'n bietjie donkerder gemaak het, is soortgelyke voorbeelde, ek wou net een uitlig. Die woord in beteken vandag iets anders as wat dit in 15 tot 1600 beteken het. Vandag gaan ons praat van on. En so kry 'n mens dat 'n taal verander, en daarom moet Bybels ook soms aangepas word om by die taal te verander. Ons kry egter groter wysigings wat voorkom tussen hierdie verskillende Bybelvertalings. Ons lees van Filippus wat by die Ethiopiese eunuch kom en langs die pad, en hy lê die skrif van hom uit, spesifiek uit Jesaja uit, en toe wil hierdie eunuch of hofdienaar, soos hy in ons Bybel vertaal is, wil toe hê, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus: as jy glo met die hele hart, is dit geoorloof, en hy antwoord en sê: ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Hierdie vers ontbreek in die
kritiese teks, maar hy kom in Textus Receptus voor. Nou is die groot vraag, wat moet 'n mens aanvaar? Kom ons gaan uit verder. En hy het beveel die wa moes stilhou en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. Is vers 37 so belangrik? Vir my lyk dit baie belangrik. Dit lyk vir my dat jy moet glo om gedoop te word. Maar gaan dit my geloof verander as daardie versie uitgelaat is? Mag ons iets in die Bybel sit wat nie in die oorspronklike voorgekom het nie. Ons sien die Textus Receptus kom uit 'n beperkte hoeveelheid manuskripte. Kan ons dit so aanvaar of nie? Ek sien met hierdie nie 'n verskriklike probleem nie. Ek hou van hierdie gedeelte hierin, ek verkies hierdie gedeelte hierin, maar as daar vir my gesê word, hierdie gedeelte is nie deel van die Bybel, dit moet uitkom, gaan ek dit ook aanvaar en dit gaan niks aan my geloof verander nie. Nog 'n versie wat vir my baie jammer is, wat ook in die kritiese teks weggelaat is, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. Dit word deur ons dikwels gebruik as 'n versie om die 3 eenheid te beskryf. Maar die 3 eenheid word op soveel plekke beskryf. Die 3 eenheid word in die eerste paar verse van Genesis basies beskryf en op baie plekke. Het ons werklik hierdie 1 Johannes 5 vers 7 nodig om te glo dat God drie-enig is? Ek dink nie dit gaan iets in jou saligheid doen as dit nie daar is nie. Ek verkies hom daar, maar ons kan ook sonder hom voortgaan. As jy met 'n Jehova getuie gesels en jy gebruik hierdie teks om vir hom die 3 eenheid te probeer bewys, is hulle verskriklik vinnig om vir jou daarop te wys, maar jy het 'n verkeerde, 'n vals Bybel, want hierdie versie kom nie in al die weergawe van die Bybel voort nie. So, wat my aanbetref, ek verkies hom, maar as hy uitgelaat word, gaan dit nie my geloof verander nie. Nou kom ons by die groot wysigings wat daar is. En die mees bekende is seker Markus, die einde van Markus. Markus 16 vers 9 tot 20 kom nie voor nie. En dit is die gedeelte waar daar onder andere staan, en vir die wat glo sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siektes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Dit klink na 'n baie belangrike gedeelte, maar daardie gedeelte word nie gegee as 'n opdrag nie. Daar word nie vir jou gesê jy moet slange hanteer nie. Daar word nie vir jou gesê jy moet gif drink nie. Dit is 'n stelling wat gemaak word. En hierdie selfde feite wat hier genoem word in hierdie gedeelte, word in Lukas ook herhaal. Ek kan nie nou mooi onthou nie, ek dink dit is in Lukas 10 wat dit ook gesê word. So dit neem nie weg dat hierdie woorde foutief is nie. Maar hoekom moet ons iets in ons Bybel sit as hy nie in die oorspronklike was nie? Ons moenie ons blink staar teen die woord Textus Receptus ontvangde teks nie, want hy is nie ontvang nie, dit is deur 'n mens saamgestel uit 'n beperkte hoeveelheid bronne. Die tweede voorbeeld van 'n groot verandering is Johannes 5 vers 4. Hierdie vers is uitgelaat ook in die nuwe vertaling. Hier gaan dit oor wat staan in Johannes 5 vers 4, want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. So, dit gee 'n verduideliking van die res, maar dit staan nie in die oorspronklike weergawe nie. Dit lyk asof een van die skrywers wat die Bybel oorgeskryf het,
dit gevind het dat mense daardie gedeelte nie verstaan nie. En hy het 'n kant aantekeninge wat eintlik 'n kommentaar op die Bybel is, het hy toe ingeskryf in die Bybel en so het hierdie gedeelte in die Bybel beland. Die volgende groot wysiging is Johannes 7 vers 53 tot 8 vers 11 wat weggelaat is in die kritiese teks. Ek praat nou van weggelaat. Dis of daar weggelaat of dis in die Textus Receptus ingevoeg. Hierdie gaan oor waar Jesus, waar die wetsgeleerdes die vrou na Jesus bring wat betrap is in oorspel en gesê is die wet sê sy moet gestenig word en Jesus sit op die grond en skryf in die grond. En dan gaan hulle een na die ander draai weg. Dit is 'n baie mooi verhaal wat daar vertel word. Maar weer eens, hierdie hele gedeelte kom nie voor in die oudste weergawes van die Bybel nie. En as dit nie in die oudste weergawes kom nie, mag ons dit insit en mag ons dan daaroor preek en daarvan praat. Voeg jy dan goed by? Of is dit 'n weglating wat iemand gedoen het en dat daardie persoon gestraf moet word of gestraf sal word vir hierdie weglating? Ons weet nie. Maar oor die algemeen is die verskille tussen die verskillende grondtekste so min dat dit niks aan jou geloof gaan verander nie. Daar is sekere dinge waaraan ons gewoond geraak het, maar dit gaan nie jou geloof verander as dit anders is nie. Die belangrikste ding vir ons geloof is Jesus Christus. En in 1 Johannes 2 word dit so beskryf, ek het nie aan julle geskryf omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Dit is waaroor die evangelie gaan, jy moet Jesus Christus hê. En as jy dit kry uit die Bybel, is dit 100% reg. Dit is wat jy moet kry, want dan kan jy gered word. Ons kyk na buite Bybelse bewyse dat Jesus Christus wel geleef het. So nie die Bybel nie, ander bronne. Ons skryf die geskiedskrywer Josefus. En hy was 'n vyand van Jesus gewees. Hy stem glad nie saam. Hy het nie Jesus gesien as die Messias nie. Hy het geskryf dat Jesus meer was as 'n mens, dat hy wonderwerke gedoen het, dat hy Christus was en soos geprofeteer het, dat hy op die 3de dag uit die dood opgestaan het. Tacitus, nog iemand wat nie 'n Christen is nie, skryf dat Nero het Rome in 64 na Christus verbrand, omdat hy die Jode blameer het. En toe noem hy, nie die Jode, hy het die Christene blameer, en hy het die Christene beskryf as 'n Jesus gestigte sekte, en dat Jesus tot ter dood veroordeel is deur Pontius Pilatus, die gouverneur van Judea tydens die regering van Tiberius. Met ander woorde, hy wys eintlik vir ons dat die Bybel reg is en dis 'n nie-Christen wat dit skryf. As ons in totaal kyk, is daar 9 nie-Christelike bronne wat bevestig dat Jesus daar staan en 30 Christelike bronne. As ons dit vergelyk met iemand soos Julius Caesar, is daar net 9 bronne buite die boek oor Julius Caesar wat erken dat daar so iemand was, teenoor hierdie 39 bronne van Jesus. Ek het reeds verwys, name gaan vir u nie baie beteken nie, ek kan dit maar nagaan. Dan kry ons ook dat daar graffiti bestaan wat Jesus sleg maak eintlik.
Aan die linkerkant het ons hoe dit lyk op die rots waar hy uitgekerf is. Aan die regterkant is die graffiti oorgeteken om te bewys waaroor dit gaan. Wat hier staan, laat dit Alexanios is wat hierdie skets gemaak het. Hy wys 'n kruis. En op die kruis is 'n man, jy sien die bloedkolle aan die man, en die man het 'n eselkop. En hy beweer dat Jesus of volgelinge van Jesus glo in die persoon wat gekruisig is, maar hulle is eintlik esels. En hierdie graffiti is 150 na Christus in Rome aangebring. 'n Beskrywing van hierdie Alexonimus vind ons in 1 Korintiërs 1 vers 23, dat vir die persoon wat nie in die geloof is nie, lyk dit asof hy gelowig is, dwaas is. Ek het nie nou die presiese bewoording hier by my nie, u kan dit naslaan, 1 Korintiërs 1 vers 23, maar dan verstaan ons dit baie beter. Ek het hom tog hier opgesit en nie nou raak gesien nie. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Stem u saam, die dwaas het hier 'n skets gemaak van Jesus met 'n donkiekop op, maar vir ons wat in Christus is dit ons redding. En dit bewys dat dit 'n persoon is wat nie geglo het wat hierdie skets gemaak het. Dan kry ons argeologiese bewyse. Die poel van Bethesda van Johannes. Johannes beskryf dat daar 5 trappe is. Hier sien ons die poel met die 5 trappe. Die poel van Siloam word in Johannes 9 beskryf. En op hierdie steen word geskryf van 'n sinagoge en 'n gastehuis wat Theodotus gebou het langs die poel. Met ander woorde, weer bewyse dat dit wat ons in die Bybel lees korrek is. Ons kry dit ook by mense wat begrawe is. Hierdie is beenhouer. Die manier waarop die Jode begrawe het, is 'n persoon is in die graf neergelê en na ongeveer 'n jaar as die liggaam vergaan het, het hulle dan die bene bymekaar gemaak en het in een van hierdie beenhouers gesit. En op hierdie beenhouer is geskryf dat dit die beenhouer van Alexander is. En Alexander was Simon van Cyrene wat Jesus se kruis gedra het, se een seun. Dan kry ons nog een wat Jakobus se bene bevat en dit staan daar op hom geskryf, die broer van Jesus Christus. Jakobus is min of meer in 62 na Christus gekruisig, of ons gestenig, deur Caiaphas. Maar so, hy was ook werklik 'n persoon gewees. En dan kry ons die een van Caiaphas, wat vir ons wys, maar hierdie dinge is absoluut korrek. Daardie mense het bestaan, die Bybel is die waarheid. Ons kry hierdie houers, en hierdie houers is uitgeduik uit die see uit. Die houers is gemaak, die drinkbekers in 50 na Christus, en daar staan dat dit was om Christus te loof. Die kruisiging van Jesus word ontken, want hulle sê mens kan nie aan jou hande en voete hang nie, maar hier sien ons hoe dit gewerk het. Die spyker is nie deur die voet gekap nie, die spyker is deur die hakskeen gekap, en met ander woorde, daar was 'n voet aan elke kant van die kruis gewees, en dan is die voete van weerskante in die kruis in vasgespyker. Die idee wat ons kry van die 2 voete oor mekaar kom van sketse wat die Rooms-Katolieke na die tyd gemaak het.
Lukas gebruik 'n klomp terme wat ooreenstem met gebruike van daardie tyd wat vir ons toon dat dit die waarheid is, want niemand kan al hierdie goed bymekaar kry as jy 'n boek wil skryf nie. Hy gee die regte name van hawens. Hy dui aan watter industrieë in sekere gebiede voorgekom het en al hierdie goed is bewys deur geskiedkundige gebeurtenisse, opgrawings ensovoorts. Hy dui die regte grense van lande aan. Hy gebruik selfs slang terme. Met ander woorde, dit wat in die volksmond gespreek word. Hy gebruik spesifieke landmerke om plekke te herken. Hy gebruik die plaaslike variasies wat daar was in die taal om aan te dui waarvan hy praat. Hy gebruik die regte titels vir elke streek en vir die plaaslike owerheid. Ons kry hierdie munte en ons lees byvoorbeeld in Lukas 3 vers 1 en in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius, toe Pontius Pilatus gouverneur van Judea en Herodes viervors van Galilea en Philippus sy broer viervors van Iturea en die land Trachonitis en Lysanias en viervors van Abilene was. En daar is munte ontdek wat al hierdie name op het en dateer uit die tyd wat hier genoem word deur Lukas. Ons word gewaarsku teen afwyking. Paulus skryf vir ons in Galasiërs 1 vers 8 tot 9, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. En waarom ek hierdie gedeelte invoeg, is omdat die mens nou die Bybel probeer gebruik, asof dit 'n verkeerde boodskap is, asof dit 'n vervalste boodskap is. Die verskille wat daar wel bestaan, is so gering dat dit niks aan jou geloof kan doen nie. Dit is nie 'n nuwe evangelie wat verkondig word nie, maar ons stry oor hierdie dinge, dat ons nie kan uitkom by dit wat ons moet doen nie, en dit is om die evangelie van Christus te verkondig so ver as ons gaan. 2 Petrus 2 vers 1 tot 2 sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike kettery heimlik sal invoer. Dit is hierdie gestry oor goed wat nie die moeite werd is nie. Jy kan hierdie verse deurlees en verder bestudeer, maar moenie stry oor dit wat nie nodig is om oor te stry nie, goed wat nie wesenlik verander nie. Die grootste verskille wat daar voorkom, gaan oor woordkeuses, waar die een sou geskryf het Jesus Christus, sê 'n volgende manuskrip net Jesus, 'n volgende manuskrip gaan sê hy, maar dit dui op dieselfde persoon. So moenie val vir hierdie goed dat Bybel vervals is en dat jy nie die Bybel kan glo nie. Bibliografiese bewyse. Hoe meer manuskripte daarvan iets gevind is, hoe sekerder is jy dat dit korrek is. Van die Bybel is daar reeds meer as 24.633 kopieë gevind. Die Iliade van Homer is daar maar 643 gevind, van Caesar 250, van Alexander die Grote net 2 kopieë. En wie stry dat Alexander die Grote bestaan het? Maar daar is 2 kopieë van sy werke geskryf, terwyl van die Bybel amper 25.000 bestaan, wat ons gevind het. Daar is baie meer. Die volgende ding waarna gekyk word, is hoe word hierdie manuskripte ondersteun. Die Bybel word ondersteun deur die dooie see-rolle wat in 1947 gevind is, deur die Septuagint, die Griekse vertaling van die Bybel wat voor Christus gemaak is, die Samaritaanse Pentateeg wat ook voor Christus geskryf is, die Targum, die Joodse gesproke woord eintlik, die Talmud, die Gemara, die Bybel wat in ander tale soos Syries, Aramees, Kopties ensovoorts vertaal is. Dan het die vroeë kerkvaders in die eerste
2 eeue genoeg oor die Bybel geskryf, dat jy net uit hulle werke 'n Bybel kan saamstel. So al sou alle Bybels verlore raak, het jy genoeg om die Bybel saam te stel uit dit wat hulle geskryf het. Dan kyk ons na die kwaliteit van die manuskripte. Die Bybel is baie beter as enige ander geskrif uit daardie tyd. Die Nuwe Testament is 99.5% suiwer. Uit die Iliade van Homer is daar op 'n bladsy 44 reëls waarvan daar soveel foute is dat jy glad nie die egtheid daarvan kan herken nie. Maar ons word gesê daar is meer foute in ons vertaling as wat daar woorde in die Bybel is, maar ek het net nou vir u genoem. Dan word Jesus vervang met Jesus Christus, die volgende een het Christus Jesus in, en dan staan daar hy, en dan staan daar die seun, en dan staan daar die lam, en dit word beskou as verskillende afwykings van die Bybel, en daarom moet jy die Bybel nie glo nie. Dit wat aan u verkondig word is vals leerstellings deur vals profete. Dan ook die tydsverloop tussen die gebeurtenis en die skryf van die manuskrip. Die oudste Masoretiese, die Hebreëse vertaling is in 895 begin daardie geskrifte. Die jongste dooie see rol is 68 na Christus, en tog stem hulle ooreen. Die groot Jesaja rol van 125 voor Christus stem ooreen met die Masoretiese teks, en die Aleppo Codex wat hier by 960 na Christus geskryf is. Die dinge stem ooreen, dit is nie verander nie. Ek het reeds verwys na die Ryland fragment, maar as ons kyk, hy is na Christus geskryf. Plinius se boek is eers 750 jaar na sy dood geskryf. Oor Julius Caesar is daar eers 1000 jaar na sy dood geskryf, oor Plato 1200 jaar, oor Alexander die Grote 400 jaar na sy dood. Maar hierdie dinge word aanvaar, maar die Bybel wat in tyds geskryf is, wil hulle nie aanvaar nie. Bevestiging van Jesus. Jesus slaag die bibliografiese toets. Hierdie wat jy kyk na eksterne bronne, jy kyk na hoeveel manuskripte daar is, hoe lank na die tyd hulle geskryf is, als slaag die Bybel 1000 maal beter as enige ander geskrif. Die interne bewyse dat die Ou en die Nuwe Testament ooreenstem, dat in die Bybel niks mekaar weerspreek nie, al stem saam as jy dit behoorlik lees, as jy nie tekste uit verband uitruk nie. Mense wat fout daar vind, ruk tekste uit verband uit. Die profesieë van die Ou Testament word in die Nuwe Testament bevestig. Daar is byvoorbeeld 350 profesieë oor Jesus se koms. Dis oor die eerste en tweede koms. Almal wat oor die eerste koms gaan is 100% vervul. En dit is 'n bietjie meer as die helfte van hierdie profesieë is 100% vervul. So ons kan verwag dat die profesieë oor sy tweede koms ook 100% vervul sal word. Dan kry jy die eksterne bewyse, daardie persoon wat gekruisig is met die eselkop, wat die oue grap probeer maak het, bevestig vir ons Jesus in daardie tyd. Buite Bybelse bronne het ek vir u gewys bestaan, argeologiese bewyse het ek vir u gewys bestaan. Dit stem ooreen met die antieke geskiedenis, en nog kry jy mense wat beweer dat Jesus nie bestaan nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en jy kan nie na die Vader gaan deur hom nie. Aanvaar hom, glo in hom, en jy kan gered word. Hemelvader, dankie dat ons vandag weer na u woord kon kyk. Dankie dat ons kon kyk na die Nuwe Testament, waar u vir ons die nuwe verbond gee wat u vir die aarde gestuur het. Here, dankie dat ons dit kan bestudeer, dat ons kan sien hoe ons moet lewe, maar bo dit als dank ons u, dat u die weg vir ons gegee het, die weg wat ons moet volg om by u uit te kom, dat u vir ons die waarheid gegee het, want in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jesus is die woord, dit is die waarheid, ons kan in hom glo. En Here, help ons om daardie geloof te hê. Help ons in hierdie dae wat voorlê,
waar daar so groot aanslag is teen ons geloof. Gee dat ons in hierdie dae nader aan U sal beweeg, dat ons U woord meer intens sal bestudeer en dat ons ons nie op hol sal laat jaag deur gerugte wat hier rond te doen, deur stellings wat mense maak van die Bybel wat homself weerspreek en al die foute nie, want as jy 'n ware studie maak en jy kyk na dit wat mense geskryf het, wat waarlik hulle lewe daaraan wy om die Bybel te bestudeer, dan sien 'n mens dat dinge reg is. Jy kry mense wat hulle lewe daaraan bestee om te studeer en die Bybel te probeer verkeerd bewys, en hulle kan nie daarin slaag nie, want al wat hulle doen is om tekste buite verband aan te haal en te verdraai om hulle teorie te pas. Here, gee dat ons geloof in U sal groei, dat ons nader aan U sal beweeg. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen.